Maar ja, om 'n lang storie kort te maak, hierdie meisiekind het hierdie week wat verby is hier by my aangekom. Sy het 'n fantastiese roeping en bediening gekry van die Here af vir Israel. Haar bediening, haar roeping, haar salwing is 100% vir Israel. En hier waar ek nou met jou praat, is sy nog al die pad besig om die Hebreëse taal te leer, te swat, om dit te skryf, om dit te hoor, te verstaan en te praat. Want op die einde van die dag gaan God haar bemagtig met ammunisie, om dit wat ek vandag vir jou geleer het, outomaties oor te gooi in Hebreëus, en outomaties te werk met die verlore Jode, tans in Israel, baie van hulle wat nog wag vir die Messias, baie van hulle wat nie eers in Jesus Christus glo nie. Ons kan sien hoe gaan dit tans in Israel. Jy sien nie die manifestasies van die Heilige Gees daar nie. Jy sien nie die karaktereienskappe van Jesus Christus. Dit is net een oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand, kwaad vir geld, en elkeen probeer self God speel, en jy kan absoluut niks van die Heilige Gees binne daai land sien manifesteer nie. En dit waar ons in die prentjie kom, jy sien, ons is die wagte op die muur, en ons is die wat op die einde van die dag God herinner van al sy beloftes, en al die rooi ligting gevare raak sien, maar ons is eintlik net kuiergaste, net vreemdelinge in hierdie wêreld. Vir ons om te lewe is Christus, om te sterf is vir ons 'n wins. En hoe kan ek sê, ons oë is gefokus op die onsigbare, nie die sigbare, maar die sigbare is net tydelik, maar die onsigbare is vir ewig. Ons skatkis, ons beloning, ons rykdom is in die hemel. Waar jou skat is, daar sal jou hart natuurlik ook wees. En dis hoekom God vir jou ook leer om jou oë op Jesus Christus en op sy koninkryk te hou. Kolossense 3 vers 2 tot 4. Dis baie belangrik dat ons sal besef en weet, as jy in jouself gesterf het, jy die Heilige Gees van God ontvang, moet jy kan vrug dra van iemand wat die Heilige Gees het. Jy moet die hemelse taal kan praat, en jy moet die hart van Jesus Christus kan hê. Verstaan my punt, ek sal 10 woorde met jou praat oor Christenskap, as sal ek weet of jy die Heilige Gees in jou het of nie. En ek sal kan sien of jy deur die Heilige Gees gelei, gestuur word, of jy jou opdragte van die Here af ontvang, en of jy net pleinweg jou eie grootste vyand is, en selfs jou eie God geword het. En dit wil ek wil vir jou sê, hierdie meiskind, en dit is vir my verskriklik belangrik, dat die van julle wat vandag na my luister, wat nog nooit bevryding, sondeblys en bevryding ontvang het nie, en ek sê dit met baie liefde en respek, veral by my bevrydingskursus deurgewerk het, die wil ek vandag vir jou sê, die kans is baie goed, dat jy selfs gebind is aan hierdie okkultiese praktyk, en jy gaan baie leer vandag, en ek kan vandag vir jou sê, dit help jy gaan van hier af die foon neersit, en van nou af gaan jy net die wapenrusting aantrek, en die bloedpleit en vra vir engele nie, jy moet sondebelydenis kan doen, jy moet bevryding ontvang, sodat jy siel, gees en vlees, elke faset en afdeling van jou lewe, verlos en vry kan kom, deur die krag van die Heilige Gees, deur die bloed van die lam, deur jou geloof in Jesus Christus. En dit wil ek vir jou sê, hier is baie ander mense wat ook bevryding doen, en nie almal van hulle is geroep nie, nie almal van hulle is gestuur nie, en baie van hulle praat in die naam van die Here en tree op, dat God hulle nooit bemagtig om dit te doen nie, en dit is wat dit so gevaarlik maak, en dis hoekom elke van hulle gaan verantwoordelikheid vat, vir dit wat hulle sê, en dit wat hulle doen in die naam van die Here, net soos ek, daai verantwoordelikheid moet vat, en dis hoekom my bevryding, het die Here opdrag gegee, dat ek my hele bevryding op Facebook moet plaas byvoorbeeld, want op die einde van die dag kan die Here enige persoon na daai bevrydingsblad toe stuur, en hulle kan stap vir stap deur daai kursus gaan werk. Dis die Koert Jordaan wat jou vry maak, en dis die Heilige Gees wat jou op die einde van die dag vry maak. En ek tree dit op in geloof en in gehoorsaamheid, omdat dit 'n opdrag van God is. Môre as ek sterf en ek sit my kop, ek word begrawe, ek lê onder die klippe, kan God nog steeds daai bevryding gebruik om soveel tientalle miljoene mense te help om sondebelydenis te doen en selfondersoek te doen, tekenbord toe gaan, deur daai vraelys te werk, mense te help om die grond goed en reg voor te berei, en dan die derde stap om deur die bevryding te werk, mense te help te onderskei teen die stem van God, hoe om dit te toets, met hulle te deel, die troonkamergebed, en dan natuurlik waardevolle wysheid en raad, wat gebeur na jou bevryding.
En dit wat baie belangrik is, as jy vandag na my luister, en jy het nog nooit die Sonneblyse bevryding deurgewerk nie, wil ek vandag vir jou sê, my raad vandag is aan jou, om so gauw as moontlik dit deur te werk, sodat jy in volle suiwerheid en heiligheid voor God kan staan. En jy weet, daar is geen bloedlyn vloeke, daar is geen geestelike regte van Satan oor jou lewe nie. Die woord sê, daar is net een wat goed is, dis die Vader wat in die hemel is. Maar geseënd is die wat besef hoe afhanklik hulle van God is, wat hulle sal kinders van God genoem word. Geseënd is die vredewakers, want die koninkryk van God is juist vir mense soos hulle bedoel. So ja, dit is vir my baie belangrik, omdat na die Sonneblyse bevryding, sal jy in suiwerheid en heiligheid voor God staan, en sal die geestesrealiteit vir jou 'n absolute realiteit wees, en jy sal op die uitkyk wees, omdat jy die wysheid kry, omdat ek dit met jou deel, dit wat ek verniet ontvang, deel ek verniet met jou uit, en jy sal veral in stap 2, waar die grond goed en reg voorberei word, sal ek hierdie tipe dinge vir jou leer, sodat jy besef en weet, hoe kan Satan jou aanval, jou gesondheid, jou finansies, jou seksualiteit, jou werk, jou besigheid, jou gesin, jou familie, jou man, jou vrou, jou kinders, jou verhouding met God. Verstaan, jy sal geleer word, wat beteken om tot volle inkeer te kom, jy sal geleer word, wat God van jou verwag, jy sal leer van die geestelike gawes, en ons almal sal op dieselfde vlak kom waar God jou wil hê, jy sal op die uitkyk wees, en jy sal geleer wees om alles in gees te evalueer, en nie in vlees nie, en outomaties ook, as jy aanvalle ervaar en beleef, om te bid in daai kanale in. Maar die geesteswêreld is verskriklik diep, en baie mense wat my ken, baie mense wat 'n pad saam met my stap, skiet ons af vir jou sê vandag, dit is die hoogste bome wat die meeste wind vang, veral as jy getrou en gehoorsaam is, want as jy Sonneblyse bevryding ontvang het, is jy 'n absolute bedreiging vir Satan en sy bose koninkryk, jy is 'n absolute struikelblok vir hom, en jy krap in sy slaai, verstaan jy, God kan hordes, duisende, miljoene siele deur jou red, deur geloof, deur gehoorsaamheid. Dit hang af waarvoor God jou roep, waarvoor hy jou bemagtig. Miskien is jy 'n apostel, miskien is jy 'n evangelis, miskien is jy 'n profeet, miskien is jy 'n leraar, of miskien is jy die eienaar van 'n besigheid wat God jou net meer en meer seën, op die einde van die dag in God se koninkryk in te ploeg, deur die saad, deur die tiendes wat jy in die koninkryk van God insaai. Het is baie belangrik dat jy visie het, dat jy verstaan en weet waarvoor God jou opgeroep. Wat is jou geestelike gawes? En baie belangrik, hoe praat die Here met jou? Miskien met visioene, miskien met drome, deur sy woord, deur sy Bybel, deur sy stem, deur medebroers en susters. En dis ook vandag vir jou wil sê, dis verskriklik baie diep. En van my kant af kan ek saam met jou die boot uit klim, verstaan jy, kan jou vat tot by die dam, kan jy al hierdie tipe dinge leer, en dit wat God my geleer moet ek verniet vir jou kan leer, maar jy is op die einde van die dag die een wat op die water moet stap, en geloof in gehoorsaamheid, en jy moet kan uitvoer, jy moet kan doen wat vir jou geleer is, en in hierdie meiskind se geval, doen jy self 'n guns, en gaan luister na 'n getuienis op my bevrydingsblad. Sy kan vandag vir julle sê, na 3-4 jaar, amper 4 jaar wat sy in die bediening staan, dat die geestesrealm is vir haar massiewe realiteit. Verstaan my punt mooi, haar direkte vyand is ook Satan en sy bose magte, en sy het gegroei, sy het geleer, sy het al baie geval, maar God het haar ook gevorm en maak, haar geleer, nie net om die Hebreëse taal te praat, maar ook outomaties, om gereeld haar sonnebelydenis te doen, gereeld op 'n weeklikse basis, die ou wapenrusting uit te trek, en die nuwe wapenrusting aan te trek, dit wat haar geleer is, uit te leef, en waar sy aanvalle ervaar en beleef, om ten minste in daai kanale in te bid, en te luister na God se stem, dat ek vandag vir julle sê, ek het daar baie mense in my lewe bedien, ek het die wêreldse respek vir hierdie meiskind, sy is my meerdere, sy is ouer as ek, maar ek kan vandag vir julle sê, sy het 'n massiewe groot roeping ontvang, en dit is vir my 'n eer en 'n voorreg om te kon afsmeer aan haar wat God vir my gegee het, maar outomaties om te sien hoe groei God deur haar, en hoe rig hy haar op, hoe versterk hy haar met wysheid, insig, kennis en krag, om absoluut hierdie Hebreëse taal te kan leer, te kan skryf, te kan verstaan. Dit is ongelooflik. Maar ja, om terug te kom by die onderwerp waaroor ons praat vandag, sy kom op my pad hierdie week, en sy is nie op 'n goeie plek nie.
Ek het baie ure gepraat, weet, hierdie dinge raak soms baie swaar op 'n mens, en partykeer kry jy 'n swaar kruis, en as jy daai kruisie wil dra, nie sal hy einste kruis jou verpletter. Dis 'n absolute, dis 'n uitdagende pad, dis moeilik, omdat Satan jou direkte vyand is, en vir hom is jy 'n bedreiging, en as hy jou kan stil maak, jou van die map af kan vee, jou lewe vir jou ondraaglik maak, en jou tot 'n val bring, dan kan hy aangaan met wat sy slinkse, bose, perverse planne ook al is. Maar in elk geval, sy kom op my pad, en sy is nie op 'n lekker plek nie. En sy kom kuier by my 3-4 dae, kom sit sy en kuier bietjie hier by my, ons bid. Sy gebruik haar tyd om in privaat tyd met die Here te praat, terug te beweeg waar die Here haar wil hê. En wie is hy die Vrydag by my kom kuier? En wie wat Sondagoggend in my Bybelstudie druk die Here dit baie sterk op my hart om met haar te praat oor 'n astrale projeksie. Dis asof die Here op my hart gelê het, sy deure oopgemaak. Nie noodwendig as prins nie, maar omdat sy ongehoorsaam was aan dit wat vir haar geleer is, wat die wapenrusting aanbetref. En ek wil dit kort en kragtig vir haar stel, sy bly in verskriklike moeilike omstandighede. Kom dat ek vandag vir jou sê, as die woord sê, Jesus het nie die vrede gebring, maar die swaard, hy het tweedrag gebring tussen pa en seun, ma en dogter, skoonma en skoondogter. 'n Man se eie huismense sal sy vyande wees. As die woord vir jou sê, in Lukas 12:51 tot 53, 'n huisgesin sal onderling verdeeld wees, 2-3 en 3-2, wil ek vandag vir jou sê, dit het 'n realiteit in haar lewe geword. Matteus 13:53 tot 58, 'n profeet word nie onder sy eie mense erken waar hy groot geword het nie, onder sy eie familiekring nie. Dis absoluut die waarheid. En al hoekom Jesus Christus vir ons daai skrifte gegee het, is om vir ons te leer dat Satan jou deur enige persoon kan aanval, of dit jou ma, jou pa, jou broer, jou suster, 'n vriend, 'n familielid, 'n oom, 'n tannie, 'n niggie is. Satan kan jou deur enige persoon aanval. En baie van ons sê ons is Christene, maar dit gaan oor, daar's 4 verskillende dieptes, geestelike vlakke van Christendom. En dit is hoekom die Here sê in Romeine 8:5, die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, die wat geestelik is, geestelike dinge. En nie almal sal die geestelike aspek verstaan nie. En dit is hoekom dit belangrik is dat jy die Heilige Gees ontvang, dat jy die geestelike taal kan hoor, kan verstaan, kan praat, en dat ons daai wysheid met mekaar kan deel. Dis die vinnigste wat ek kan sien of 'n persoon die Heilige Gees in hom of haar het, ja of nee. Moenie dink omdat jy vandag met my praat of na my luister, net omdat jy gedoop is, klein of groot, het jy nou die Heilige Gees in jou nie. Gaan lees Handelinge 8, daar's 'n man met die naam Simon. Jy sal lees, hy het ook gelowig geword. Hy is ook gedoop, maar hy het nooit die Heilige Gees ontvang nie. Hoekom sê die woord? Omdat hy met afguns vergiftig is. Hy was aan die sonde verstrik. En net so is baie van julle wat vandag na my luister, jou moontlik ook in sonde verstrik. En ek wil vanaf vir sê, die meiskind het op my pad gekom. Nou baie belangrik, God gebruik my as 'n instrument, as 'n leermeester, geestelike leier ook in haar lewe. Sy het op my pad gekom, ek voer dit my opdragte uit. En as die Here op die einde van die dag vir jou al daai tipe goeders leer, in die bevryding sal jy gaan sien, hoe belangrik is dit, meneer, mevrou wat vandag na my luister, om jou wapenrusting aan te trek. Jou wapenrusting het 'n vleeslike betekenis en dit het 'n geestelike betekenis, baie belangrik. Die wapenrusting beskerm jou siel en jou gees, juist teen dit wat ek nou aan julle gaan openbaar. Dis hoekom die wapenrusting daar is. Dis hoekom ek op 'n konstante basis, oggend en aand, opstaan of vir Jesus aan julle openbaar, hoe belangrik dit is om jou wapenrusting aan te trek. Dit gaan nie net oor die betekenis wat dit in vlees het nie, maar jy is 'n soldaat in gees. En weet jy wat, daai wapenrusting beskerm jou siel en gees. En weet jy wat, dit kos net een dag, wat jy te lui is om te bid, te lui is om Bybel te lees en te bid, te lui is om die wapenrusting aan te trek. Dit kos net een dag om dit te doen, sodat hierdie mense wat hierdie okkultiese praktyk in die geestesrealm te beoefen,
die boosheid binne jou kan plaas, en ek gaan dit nou aan jou verduidelik, want dit is presies wat met hierdie meisiekind gebeur, wat op my pad gekom het, en dis outomaties die rede hoekom ek vandag hierdie leerstelling maak, omdat ek het ervaar en beleef het Sondag in my huis, toe sy by my is, op sak en as, en ek sê vir haar, sy kom sit hier by my, en ek sê vir haar, dis wat die Here op my hart druk, sy herken aan my, daar was baie tye wat sy so moeg en afgemat is, van die bekleierery wat sy soms op 'n goeie plek is, wat sy net weier om, daar's tye wat sy partykeer die Bybel gelees het, daar's tye wat sy, hoe kan ek sê, nie die wapenrusting aangetrek het nie, en in swakheid het sy gegly en geval, en ja, ons almal word moeg en afgemat, maar dit gaan nie oor hoe jy val nie, is hoe jy opstaan, verstaan jy, foute gaan jy maak, niemand is perfekkie, maar hoe meer jy val en opstaan, hoe sterker word jy 'n reus in die geestesrealm, en sal Satan later, die woord sê, weerstaan Satan, en hy sal van jou wegvlug, onderwerp jou aan God, weerstaan Satan, en hy sal van jou wegvlug, dat ek vir jou sê, ek het ook al baie in my lewe gegly en geval, maar het gaan nie oor hoe jy val nie, is hoe jy opstaan, en in hierdie geval het sy hier op sak en as hier by my kom sit, en ek sê, Vader, dis wat die Here op my hart druk, jy het jou wapenrusting nie aangetrek nie, jy het op die einde van die dag, 'n dag of 2, wat ook al, glad nie Bybel gelees, nie gebid nie, want jy so moeg en uitgebrand, omdat sy konstant, van die 7de Oktober 2023, konstant vir Israel bid, en vir die Jode bid, en vir die omstandighede in die Midde-Ooste bid, maar sy sien dit vir wat dit is, en die absolute verwoede aanvalle, wat in die geestesrealm gebeur, maar sy fight, en sy bid ure en ure, terwyl sy dit doen, is sy nog besig om die Hebreëse taal ook te leer, en as sy nie net met dit besig is, moet sy nog haar eie wicked skeer waar sy bly, want sy bly onder verskriklike moeilike omstandighede, bly sy saam met van haar familielede in huis, en ek kan vanaf jy sê, dis hel op aarde, daai is hel op aarde op sy beste, so ja, jy word, na 3-4 jaar word jy soms besien, daar, ek sê altyd, moet nie die voet van die petrol afhaal nie, want dis presies wat Satan wil hê, in haar geval het sy gegly, en sy kom hier by my aan, in die Sondagoggend druk die Here dit op my hart, nou, baie belangrik, sy het 20-30 jaar so ondervinding, in die geestesrealm, wat sy ook astrale projeksie beoefen het, nou baie belangrik, julle moet nou mooi luister wat ek vandag vir jou sê, astrale projeksie, is waar mense uit hulle liggaam uit mediteer, nou daar waar hulle uit hulle liggaam uit beweeg, kan hulle in hierdie geestesrealm rondbeweeg, binne sekondes kan hulle op plekke wees, en dan kan hulle outomaties, dit hang af, wat 'n toestemming jy het, en wat 'n range jy het in die geestesrealm, verstaan jy, dit hang af, dis ook maar 'n hoë vlak van satanisme ook, en jy weet die Bybel sê, as jy iets openbaar, word hy van die duisternis tot die lig gebring, en Satan hou nie daarvan wat ek vandag na die tafel toe bring, maar ek sê vandag, hier is hordes, duisende mense, wat hulle self skuldig maak aan die praktyk, selfs mense wat hulle self Christene gelowig is, selfs geestelike leiers, profete, wat hulle self hiermee besig hou, aan hierdie okkultiese praktyke, wat hulle uit hulle liggaam uitgaan, en wat hulle redes ook al is, waar hulle ook al gaan, of hulle na mense toe gaan, na 'n persoon toe gaan, waar hulle in mense se persele in hulle huise ingaan, kom ek vertel jou iets, dis absoluut skokkend, dis 'n realiteit, en wat hierdie mense doen, 'n hoë vlak, ek wil op sê van satanisme, is dat in die geestesrealm, baie van julle wat miskien vandag na my luister het, miskien al in julle huis, die wat onderskeiding van gees het, sal het ervaar beleef, wat jy voel, iets is in by jou huis, jy kan voel as 'n teenwoordigheid, en baie meisiekinders byvoorbeeld, en selfs jong seuns en mans, sal ervaar beleef, wat hulle geestelik verkrag is, seksueel, wat daar seks met hulle beoefen word, geestelik, wat hulle vasgedruk word, en dis alles deel van hierdie geestelike manifestasies in okkultiese praktyk, en
Ja, baie van hulle het seks in die geestesrealm met mekaar. Onthou die woord sê, as jy seks het, word jy een in gees. So baie belangrik. Verstaan jy, as jy seksueel verkeer word, jy en die persoon een in gees. Nou baie belangrik, baie van hierdie mense wat betrokke is by hierdie alkoholtiese praktyk, gaan uit hulle liggame uit. Baie van hulle verkrag geestelik mense, vrouens. Baie van hulle het seksuele kontak met mekaar in die geestesrealm, wat hulle seksueel verkeer met ander mense wat astrale projeksie beoefen. En dan kry jy van die wat seks het met demone ook. Verstaan jy, hulle tot seks met demone. Weet jy wat doen hulle? Hulle vat daai goed, ek noem dit gevalle engele. Hulle vat daai goeders en jy wat nie 'n wapenrusting aan het nie, wat dit nie aantrek nie, hulle kom plaas daai goeders in jou mondering, in jou siel en gees, in jou aura, kom val hulle jou aan en plaas hulle hierdie goeder binne jou aura. En ek sê vandag vir jou, of jy dit wil hoor of nie, so waar God in die hemel is, met daai goed wat hulle binne jou plaas, kan hulle alles sien wat jy sien. Hulle kan alles hoor wat jy hoor. Hulle kan 100% weet waar jy is, waar jy beweeg, maak nie saak waar jy is, of hulle in die Kaap is en jy is in Messina, hulle weet alles van jou. En hulle kan tot deur jou spreek, hulle kan tot deur jou praat. Ek weet waarvan ek praat, ek het 100% ondervinding, ek weet waarvan ek praat.